Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons en ons is amper aan die einde van ons eerste week van ons Kersverhaal, maar daar's goeie nuus. Ons het 5-6 weke van die Kersverhaal. So ons gaan aanhou praat oor Kersfees, die betekenis, die karakters in Kersfees en wat 'n rol hulle speel en wat 'n rol jy speel in die Kersverhaal. Kom ons kyk, die volgende is natuurlik die sterrekykers, die wyse manne uit die oostyd, soos hulle gesê het. Matteus 2 vers 1 en 2 sê: Jesus in die dorp Bethlehem in Judea gebore, tydens die regeringstyd van koning Herodes. Ons moet oor hom ook praat, né? Herodes die Grote. Omstreeks daardie tyd het daar sterrekundiges uit die ooste in Jerusalem opgedaag. Hulle doen toe navraag: waar is die pasgebore koning van die Jode? Ons het sy ster sien verskyn en gekom om hom te aanbid. Hulle het klomp rolle gehad. Jy dink hulle was maar net die wyse manne. Hulle was bestudeerders. Noem hulle teoloë. Hulle is ouens wat die skrifte en die profesieë en die boeke nagevors het. Ons het nodig vandag dat daar mense is wat studie doen, wat vir ons antwoorde gee. Wyse mense wat vir ons die lewe uitlê met Christus as die middelpunt. Ons het baie slim mense wat vir ons besigheid uitlê met geld as die middelpunt. Dis 'n ander god. Dis Mammon, dis die ander god. En ons lief vir hom, daai sterrekykers luister ons, Ons kan nie wegbly van die nuus af en die Davie Rood van die wêreld, die ekonome wat vir ons vertel wat kom nie. Mense, ons het profete nodig. Ons kort weer sterrekykers wat navors. Wat is die waarheid oor Christus, wat die tekens van die tye kan lees en vir ons sê wie, wat, waar, hoe moet 'n Christen vandag leef in 'n tyd soos hierdie. Dit was een van hulle rolle, maar dan sê hulle het gekom om hom te aanbid. So hulle was nie net teologies heavy in die kop nie, hulle was emosioneel, hulle was gehoorsaam, hulle het aanbid. Later gaan ons sien, en ek gaan nie nou daar praat nie, maar hulle het goud weer ook 'n middag gebring, so hulle het voorsien. Hulle was gewers gewees. Hoe het die kerk nie gewers, Jesus nie gewers nodig nie? So, die sterrekykers was baie belangrik in die verhaal. Toe ek die eerste keer net weer deur die stories lees hierdie jaar, toe ek soos net, hier is die skaapwagters, dit is oulik. Hier is die sterrekykers, dis oulik, ja, ken die storie. Hier is die volgende, ja, ken hulle. Totdat ek begin stil raak en dink wat's elkeen se rol, en elkeen het 'n ander rol en funksie, en hoe belangrik is daai rol en funksie. Mens, hoor mooi, jy het 'n rol en jy het 'n funksie. 1 om Jesus binne in jou te kry, 2 om Jesus binne in ander te kry, en die derde gaan jy nog sien hoe om Jesus te laat groei. So jy het 'n rol, jy het 'n funksie. Jy's belangrik in die moderne Kersverhaal wat vandag afspeel. Jy het 'n rol, soek dit, bid daarvoor, vra daarvoor. Wat is my rol, wat is my funksie? Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie wyse manne. Wyse manne wat nie net die Bybel oppervlakkig gelees het nie, maar wat dieper gegaan het, wat gesoek het. Here, dankie dat toe ek gesoek het in die Kersverhaal, toe vat U my dieper en wys rolle en verskillende funksies en belangrikheid en gevare en probleme en hoe om dit te oorkom. Dankie, Here. Vir een wat bestudeer, gaan U meer wys. Maar Here, hoe nodig het ons mense wat aanbid en gee. Hoe belangrik is dit dat ek my rol sal ontdek in die Kersverhaal in my eie lewe, maar ook in die Kersverhaal van ander mense se lewens, dat Jesus gebore kan word in elke hart. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Dankie liewe vriende, sien jou weer môre. Trots geborg deur Evergreen Turf.